laaste keer wat jy gesê het, ek is lief vir jou? Miskien was dit vir 'n maat, 'n vriend, 'n familielid, maar hier is die ongemaklike vraag. Het jy bedoel, ek is lief vir jou, of het jy bedoel, ek is lief vir hoe jy my laat voel? Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle kop draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Hierdie week in Johannes 13 vers 12 tot 17. Vandag kyk ons na hoe ons dikwels liefde met iets anders verwar, iets baie meer selfgesentreerd. Liefde, ten minste soos ons kultuur dit definieer, is dikwels transaksioneel. Ons is lief vir mense vir hulle skoonheid, hulle intelligensie, hulle vriendelikheid, die maniere waarop hulle ons lewens beter maak. Maar is dit regtig liefde? Of is dit net nog 'n manier om ons eie honger te bevredig? C.S. Lewis het een keer in The Screwtape Letters geskryf dat mense 'n neiging het om mekaar te verteer, om mekaar emosioneel, intellektueel en sosiaal op te gebruik. Ons sê, ons is lief vir mense, maar baie keer bedoel ons eintlik dat ons hou van hoe hulle ons byvoorbeeld laat voel. Ons hou van hoe hulle ons laat voel. Hulle bring vreugde in ons lewens, hulle laat ons belangrik voel, hulle gee ons 'n gevoel van behoort, en so word ons na hulle aangetrek en noem dit liefde. Dit is hoekom ons aangetrokke is tot suksesvolle mense, hoekom ons onsself omring met mense wat ons ophef, wat ons laat lag, wat ons spesiaal laat voel, en dit is hoekom ware liefde, die soort wat Jesus gedemonstreer het, so skaars is. Want ware liefde vra nie, wat kan ek by jou kry nie, dit vra, wat het jy van my nodig? Neem ouerskap as 'n voorbeeld, 'n baba bied niks in ruil aan nie, geen komplimente, geen status, geen rykdom. Vra my. En tog gee ouers hulle self heeltemal. Hulle offer hulle tyd, hul energie, hulle slaap. Al daai dinge op. Hoekom? Omdat ware liefde nie gaan oor wat jy kry nie. Dit gaan oor wat jy gee. Ouers is nie lief vir hulle kinders oor wat hulle verskaf nie. Hulle is lief vir hulle eenvoudig omdat hulle sin is. Hulle is lief vir hulle omdat liefde 'n aksie is, nie 'n beloning vir goeie gedrag of bewonderenswaardige eienskappe nie. Maar selfs in ouerskap sien ons oomblikke waar hierdie liefde getoets word, wanneer kinders moeilik raak, wanneer hulle rebelleer, wanneer hulle nie waardeer wat vir hulle gegee is nie. Bly die liefde dan staan. Ware liefde, opofferende liefde, hou vol selfs wanneer dit nie teruggegee word nie. Dit bly wanneer dit ongerieflik is, dit verdwyn nie wanneer die voordele opdroog nie. En as ons eerlik is, vrees ons daardie tipe liefde. Want dit vra iets van ons, dit vra dat ons dien, selfs wanneer dit moeilik is, selfs wanneer dit ons iets kos, dit vra dat ons mense moet lief hê wat ons dreineer, wat ons uitdaag, wat niks in ruil vir ons bring nie. Dit is die soort liefde wat Jesus beoefen het. Hy het die voete gewas van diegene wat hom sou verraai, homself opgeoffer vir diegene wat dit nie verdien het nie. Wat sou gebeur as ons ophou om 'n aantrekking vir liefde te verwar? Hoe sou dit lyk om iemand regtig lief te hê? Nie vir wat hulle vir ons doen nie, maar bloot vir wie hulle is. Wat as ons kies om lief te hê, nie oor wat ons ontvang nie, maar eenvoudig omdat liefde self 'n daad van diens is, 'n daad van genade. Miskien sou ons dan begin verstaan hoe diep die liefde is wat Jesus getoon het vir my en vir jou. 'n Liefde wat niks in ruil vra nie, maar alles, elke stukkie gee. Ons is gestuur in liefde. Tot môre, mooi loop.